Saam met my op die lig is Welmar Pinaar, 'n psigiese gesondheid en emosionele welstand terapeut wat glo hoe meer jy weet, hoe meer kan jy genees. Hy gaan ons help om te verstaan hoekom kinders soms anders optree na trauma en hoe ons hulle beter kan ondersteun. Welmar, baie welkom by Almal se mikrofoon en dankie dat jy vandag met ons gesels oor hierdie belangrike onderwerp. Baie dankie Lidel. Dit is 'n voorreg om hier te wees en deel te neem aan hierdie belangrike gesprek. Kom ons begin by die kern. Hoekom verander 'n kind se gedrag so drasties na 'n verlies of traumatiese gebeurtenis? Lidel, wanneer 'n kind 'n traumatiese gebeurtenis of verlies ervaar, skud dit die kind se hele wêreldjie. So ons moet onthou dat 'n kind se brein en emosies nog besig is om te ontwikkel. Anders soos as 'n volwassene sin. 'n Kind het nie altyd die woorde om te plaas op die emosies soos wat 'n volwasse wil hê die kind moet begrip van hê nie. Volwassenes het 'n begrip van hulle emosies en hul hartseer of angs te kan uitdruk of te verduidelik vir sommige volwassenes, nie almal nie. Maar 'n kind het nog nie daai ontwikkeling waar hulle woord tot by begrippe hartseer kan plaas nie. So in plaas daarvan praat hulle deur hulle gedrag. 'n Kind rou ook nie op dieselfde manier as 'n volwassene nie. Hulle hartseer kom in oomblikke of amper soos in golwe. Jy sal sien 'n kind kan een oomblik speel en lag en die volgende oomblik uitbarstings hê of in 'n huilbui wees. En dit is normaal want hulle verwerk pyn stukkie vir stukkie. Hulle gedrag kan dus skielik verander. En dit is waar ons baie keer te veel inlees op die skielike verandering van gedrag, want ons wil op voorspelbaarheid werk. Maar die kind kan ook dalk kalm wees andersins en dan skielik woedend wees en uitbarstings kry. Of 'n kind wat byvoorbeeld onafhanklik is, gewoonlik raak ewe skielik klingie en baie afhanklik van die ouers. En hierdie gebeur as gevolg van dat hulle binnegevoeling so groot en vreemd voel op daai oomblik dat dit iewers of ergens moet uitkom. So gewoonlik is dit deur die gedrag. Het sy dit aggressie is, terugtrek of selfregressie. En wat selfregressie is byvoorbeeld die ouer kind gaan terug na byvoorbeeld bednat maak toe. Dit is die liggaam se manier om te vra vir hulp. En daai is tekens dat dit vir ons wys, daar is ietsie wat broei aan die binnekant. En met die verstaanbaarheid dat hulle dit nie altyd in woorde kan sê wat aangaan nie, kan ons kyk na die gedrag om dit te kan waarneem. Baie keer is ons te gou om ook kritiek te plaas op hierdie skielike gedragsverandering van die kind, want ons weer eens werk op voorspelbaarheid, so wanneer die gedrag verander, in sommige gevalle kan die ouers ongemaklik wees met die emosie wat die kind wys en dan die kind probeer posisioneer waar hulle moet ophou huil of nie so moet reageer nie, wat vir die kind dan op die einde van die dag leer, daai emosie wat self vir hulle vreemd is ook onveilig om te wys, so nou is hulle nog net meer de mekaar, want daai emosie moet iewers uitkom. So as dit nie nou gaan uitkom nie, gaan dit later in hulle kinderjare of adolessensie begin wys. So dit bring ons dan dat trauma basies by 'n kind inkom waar dit die gevoel van veiligheid en beheer versteur. So skielik voel die wêreld onvoorspelbaar, die kind se drastiese gedragsverandering na trauma is dikwels 'n reaksie dan daarop. Hulle probeer sin maak van iets wat onsin is. So byvoorbeeld 'n seentjie wat sy oupa aan die dood moes afgestaan het, mag dalk uit die bloute uit aggressief begin optree of aanhoudend vra waar oupa is, waar is oupa nou? Hy kan nie verstaan wat gebeur nie, want die emosies van rou ten volle wat hy ervaar, maak nie vir hom op daai oomblik sin nie. So dit wys in sy gedrag, in onrus, opstandigheid of verwarring. So 'n traumatiese gebeurtenis gooi 'n kind se binneste kompas omver. En omdat hul brein nog nie die gereedskap het om daai groot emosies rustig te hanteer nie, sien ons dit in hulle gedrag. So as 'n ouer of opvoeder besef dat hierdie verandering gedrag 'n noodkreet is eintlik en nie net stoutigheid nie. En as ons dit besef, dan kan ons met 'n baie beter begrip reageer. So ja, 'n kind se gedrag kan drasties verander, want dit is hulle manier om dit te wys. My hart is seer en ek het hulp nodig.
Selfs al lyk dit vir ons dan as ouers of opvoeders eens net as ongewoon of 'n moeilike gedrag. Ek het self al gesien hoe 'n kind baie sensitief kan reageer, impulsief optree en dan skuldgevoel ervaar. En dit laat mens nogal wonder. So, hoe help ons hulle om hul gevoelens te verstaan eerder as om dit te straf? Dit is 'n baie belangrike vraag. So wanneer 'n kind na 'n uitbarsting met skuldgevoelens sit, is dit eintlik 'n geldige geleentheid vir ons as ouers of versorgers om die stap te neem om die begrip en leiding voor te sit eerder as om te straf. Die eerste stap is om die gevoel te erken en dit te benoem. Byvoorbeeld, na uitbarsting kan 'n ouer rustig sê, ek kan sien jy was byvoorbeeld vreeslik kwaad en hartseer vroeër toe jy geskree het en jou boetie geslaan het. Daardie gevoelens kan baie groot en vreemd wees, maar deur die emosie 'n naam te gee, byvoorbeeld woede, hartseer, vrees, teleurstelling, help ons die kind om self te begin verstaan wat binne hom of haar gebeur het. Dit wys ook vir die kind dat ons verstaan hoekom hulle so opgetree het, al keer ons nie die optrede goed nie. En dit is wat belangrik is, die emosie moet benoem word en geaanvaar word, alhoewel die grens geplaas kan word rondom die optrede. Die volgende stap is empatie wys, om te erken dat die emosies geldig is. Soos wat ek nou sê, dis oukei dat jy so kwaad of seer gevoel het. Enige mens sou dalk so voel as hy of sy seer gemaak word of bang is. Maar die gedrag wat kom saam met dit wat jy gevoel het, is wat ons nie voorstaan nie. Ons is lief vir jou, maar daai gedrag is nie iets wat ons in hierdie huis gaan toelaat nie. So laat ons die kind weet, jy is nie sleg omdat jy hierdie gevoelens het nie, maar wanneer die kind besef, mamma of pappa verstaan, sy het emosies, voel sy of hy minder alleen daarmee. En die skuldgevoel kan verander in openheid om daaroor te praat. So in plaas daarvan om die kind dadelik te straf vir die impulsiewe gedrag, kan ons kalm nader sit en sê, kom ons gesels oor wat gebeur het. Wanneer albei rustiger is, help ons die kind om te reflekteer. En dit is belangrik want die kind moet hulle self kan plaas in die situasie om te kan sin maak van die emosie wat geervaar word en nie net gestraf word vir die gedrag wat ons nie wil hê moet vorentoe gaan nie. So 'n gesprek sal gaan, wat het jy gevoel net voor jy jou boetie geslaan het? Wat het daardie gevoel veroorsaak? Wat dink jy? Hierdie vrae laat die kind insig plaas in hulle eie subjektiewe verifikasie van waar hulle staan in die probleem en kan identifiseer wat het veroorsaak en wat het gebeur wat die gevolg van daai emosie was. Op hierdie manier leer die kind om die koppeling van tussen hulle gevoel en die gedrag te kan sien. Nie net geslaan word vir die uitkoms of gestraf word vir die uitkoms nie, maar eintlik die brug van gevoel tot gedrag te kan identifiseer. Ons leer hulle dat gevoelens selfs nie verkeerd is nie, maar dat daar 'n gesonder manier is om dit te wys. So byvoorbeeld as 'n kind kwaad word en goed begin gooi, kan ons later voorstel, volgende keer as jy so woedevol voel, kom stamp liewers jou kussing of kom sê vir my ek's baie kwaad, dan soek ons 'n oplossing saam. Ons gee hulle dus alternatiewe. So kussing te gaan slaan is nie noodwendig die beter opsie nie, maar dit is 'n beter opsie as 'n boetie te gaan slaan. So die alternatiewe wys dat ons verstaan hoekom hy of sy so opgetree het, maar leer hulle ook hoe hy of sy anders kan reageer. Geef hulle opsies van die gedrag, moet nie net die gedrag straf nie. 'n Praktiese benadering tot en met hierdie roetine is belangrik om proaktief te wees, om vooraf reeds met kinders te begin praat oor emosies, sodat hulle die woordeskat het, soos byvoorbeeld 'n gewoonte daarvan te maak om elke aand te vra, wat was vandag lekker en wat was vandag moeilik vir jou? Dit gee die kind toestemming om hulle binnelewe te deel. So wanneer hulle binnelewe deel, dan skep daar die
die volwasse self. Ek kan myself sien in my lewe en ek kan my emosies identifiseer en daardeur te praat met my ouers help daai deel van die brein om daai belangrike aspekte kan ontwikkel. So wanneer 'n kind voel hulle word gehoor en nie geoordeel nie, bou dit die vertroue. En as hulle na 'n insident berou, soos jou voorbeeld van die skuldgevoel na impulsiewe optrede, moet ons hulle berou eintlik erken en met 'n positiewe versterking inkom. En dit sal lyk soos, ek weet jy voel jammer daaroor, dit wys jy het 'n mooi hart wat omgee. Kom ons kyk hoe ons dinge kan regmaak. Dit leer die kind dat herstel moontlik is en dat hulle weer koneksie kan bou met die familie, alhoewel daar 'n gedrag plaasgevind het wat ons nie toelaat in die familie nie. Is die emosie geldig en die kind kan weer 'n plek terugkry sonder om daarvoor te moet werk, maar deur aanvaarding en ervaring en erkenning. En soos ek sê, dit leer die kind dat herstel moontlik is en dat hulle nie gelabel word as net stout of net sleg nie. Net omdat hulle een keer uitgebars het of deur 'n traumatiese ervaring is wat hulle self nie die emosie vanaf kan sin maak nie, maak hulle nie stout nie. So deur hierdie proses waar ons proaktief is rondom die emosies, beweeg ons weg van net straf na liewers 'n vorm van ondersteuning. Ons word 'n gids wat help om die kind se innerlike wêreld te verstaan, sodat die kind hulle innerlike wêreld kan verstaan. Eerder as 'n regter wat net oordeel oor die gedrag en sê dis verkeerd en nie regtig 'n alternatief gee vir die kind van wat is die beter gedrag as ek nou net gestraf word vir hierdie gedrag nie. Wel, maar dankie, ons gaan net vinnig 'n kort breek vat. Ons is nou weer terug en dan gesels ons verder. Welkom terug op almal se mikrofoon. Ons gesels nog met Welmar Pienaar. Welmar, party kinders is van nature baie emosioneel en vat dinge diep op. Hoe weet 'n ouer wanneer dit net sensitiwiteit is en wanneer dit 'n teken van iets dieper is, soos onverwerkte trauma? Dit is ook 'n baie goeie vraag, want kinders verskil baie in temperament. Sommige kinders is inderdaad van kleins af baie sensitief. Hulle huil maklik oor hartseer stories of raak erg ontsteld oor goed wat ander kinders miskien nie eintlik pla nie. So in daardie geval is dit nie net hoe hulle gebou is nie. Hulle voel dinge net anders. Hulle voel dit meer intens. Maar met liefde en leiding leer hulle ook oor tyd om dit te hanteer. 'n Gevoelige kind sal byvoorbeeld huil as hy uitgeskel word, maar sodra hy hom troos en dinge verduidelik, kalmeer hy en voel weer veilig. Sy emosies is sterk, ja, maar na 'n uiting daarvan voel hy gewoonlik beter. Sensitiwiteit op sigself is nie 'n probleem nie. Dit beteken net die kind ervaar die wêreld met baie fyn antennes. Maar as 'n kind se emosionele reaksie skielik verander en vererger na 'n spesifieke gebeurtenis, of as hulle gedrag donkerder draai, kan dit op 'n onverwerkte trauma wees. Hulle moet so hier moet 'n ouer byvoorbeeld oplet op langdurige patrone. Byvoorbeeld, as 'n kind wat voorheen vrolik was, nou vir weke lank teruggetrokke is en glad nie meer wil speel met maatjies nie, wil nie meer kuier nie, is dit 'n rooi vlaggie. Of as 'n kind wat altyd net 'n bietjie angstig was, maar nou na 'n traumatiese insident nou aanhoudend woede uitbarsings het of aggressief raak, dit dui daarop dat daar iets dieper aan die gang is as net bloot persoonlikheid. Dit is ook belangrik om te kyk na spesifieke tekens van trauma, so aanhoudende woede uitbarstings wat nie maklik bedaar nie, of woede wat vir klein goed opvlam, kan beteken daar broei 'n groter seer onder die oppervlak. Teruggetrokkenheid of isolasie, as 'n kind alself heeltemal onttrek stil raak of ophou belangstel in dinge waarvan hulle regtig gehou het, kan 'n manier wees om te cope met pyn deur eerder toe te maak, en dit is ook 'n vorm van 'n vermybare hegtenisstyl. Hierdie kind sal ook nagmerries ervaar en slaappatroon wanbalanse hê, en dit is 'n groot leidraad
Baie kinders wat trauma ervaar het, kry slegte drome of sukkel om alleen te slaap, intense vreesreaksies ontwikkel. Miskien is hulle ewe skielik bang vir die donker weer, of bang om alleen gelaat te word by die huis, of ontwikkel 'n nuwe vrees wat voorheen nie daar was nie. Selfs woorde verander en spel oor dood of verlies vind meer plaas. As 'n jong kind gereeld praat daaroor en die gedagte van doodgaan weerspieël die hele tyd in die kind se siege, sal daar woorde gebruik word soos ek wens ek kan by ouma in die hemel gaan kuier na ouma oorlede is. En ons moet mooi luister na die woorde wat gesê word, want dit wys die kind dink baie daaraan en sukkel om dit te verwerk. Die verskil tussen net sensitiwiteit en trauma lê dus in verandering deur intensiteit. Sensitiewe kinders voel diep, ja, maar hulle herstel ook weer en voel veilig as hulle gerusgestel word. 'n Kind met onverwerkte trauma bly vasgevang in daardie sterk emosies. Die woede bly borrel, die hartseer bly hang, die angs verdoesel hulle vreugde vir 'n lang tyd. En as 'n ouer ken jy jou kind se normale self die beste. So vertrou jou instink. As jou kind na 'n groot gebeurtenis nie meer heeltemal hulle self lyk nie, of hulle reaksies voel vir jou buitensporig of aanhoudend negatief, is dit waarskynlik nie meer net sensitiwiteit nie, maar 'n dieper seer wat sluimer. Dan is dit tyd om mooi aandag te gee en dalk ekstra hulp te kry. So in plaas van net dissipline, moet ouers leer om die pyn agter die gedrag raak te sien. Maar wanneer moet ouers weet dis nou tyd om professionele hulp in te roep? Dissipline in die sin van leiding en grense bly belangrik, maar jy's reg, ons moet eerder die pyn agter die gedrag raak sien. Soms is die pyn egter so groot of ingewikkeld dat 'n ouer dit nie op hul eie kan aanspreek nie. 'n Goeie reël is om te kyk na die duur, die intensiteit en die impak van die kind se stryd. As die kind se moeilike gedrag of emosies vir weke en maande aanhou sonder enige verbetering, al het jy jou beste ondersteuning en liefde gegee, kan dit tyd wees om hulp te gaan kry. Ook as jy agterkom, dit wat jy probeer werk nie, of jy voel oorweldig en onseker hoe om verder te help, is dit heeltemal in orde om 'n professionele mening te gaan kry. Let op hoe die kind funksioneer in 'n dag tot dag lewe. Is hy of sy in 'n kern ongelukkigheid die meeste van die tyd? So byvoorbeeld 'n kind wat heeltyd prikkelbaar of hartseer is, nie meer wil speel of leer nie, en waar dit lyk of hulle vreugde heeltemal gedemp is na trauma. Dit is 'n sterk aanduiding dat ekstra hulp nodig is. Indien daar konkrete waarskuwingstekens is, soos ons vroeër genoem het, waar ek gewys het na die ernstige uitbarsings, die onttrekkings, die nagmerries, die ernstige angs, as 'n kind uitsprake maak, soos om te sê, ek wens ek kan ook net doodgaan, of niemand sal omgee as ek nie hier is nie. Ouers moet daai baie ernstig opneem sonder uitstel. Professionele ondersteuning dan gaan soek. Sulke woorde is 'n roep om hulp wat ons nie kan ignoreer nie. Ja, en dan is dit nog natuurlik ook baie belangrik vir 'n kind om te voel hulle kan sonder oordeel oor hulle emosies praat. Hoe kan ouers daardie veilige ruimte skep? Die sleutelwoord hier is veiligheid. 'n Kind sal net hul diepste gevoelens uitspreek as hulle voel dit is veilig om dit te doen. Dit wil sê, hulle gaan nie gestraf, uitgelag of weggewys word oor wat hulle voel nie. As ouers kan ons hierdie veilige ruimte skep deur bewustelik ons reaksies en ons omgewing te vorm. En hier is 'n paar riglyne en wenke vir julle. Nommer 1, en hier is iets om toe te pas in jou eie verhouding, sowel as die verhouding met jou kinders, is aktiewe luister. Maak 'n punt daarvan om regtig te luister wanneer jou kind iets met jou deel. Al is dit klein, sit jou foon neer, kyk hulle in die oë en luister sonder om in te spring met oordeel. Dikwels as 'n kind iets dapper soos 'n emosie begin deel en ons reageer onmiddellik met raad of kritiek, kan hulle toesluit.
Byvoorbeeld as jou kind sê, ek voel so kwaad vir oupa dat hy ons gelos het toe hy dood is, kan 'n ouer skrik vir daardie woorde, maar in plaas daarvan om te sê, moenie so praat nie, oupa kon dit nie help nie, is 'n veiliger reaksie. Ek hoor jy is baie kwaad en seer. Vertel my meer. Hoekom dink jy voel jy so? Hiermee nooi jy die kind uit om verder te praat en te bevestig dat jy nie daardie emosie wegwys nie. En dan erken en normaliseer emosies. Sê vir jou kind gereeld dat alle gevoelens toegelaat is. Gebruik woorde soos dis reg om hartseer te wees. Mamma raak ook soms hartseer. Ons almal voel so op tye. Of as jy bang of kwaad is, kan jy altyd vir my kom sê. Ek sal probeer verstaan en jou help. Kinders moet hoor dat emosies nie verkeerd is of iets om oor skaam te wees nie, want ons met daardie emosies doen. Daaroor kan ons hulle lei. Maar die gevoelens self moet eers erken word. 'n kind wat weet mamma of pappa raak nie kwaad vir my oor wat ek voel nie, sal veel meer geneig wees om oop te begin maak. En dan is dit belangrik om selfgereguleerd te bly wanneer jou kind met jou praat, om nie veroordelende reaksie te plaas nie. Bly kalm, bly liefdevol. Selfs al deel jou kind iets wat jou ontstel, jou kind moet sien dat jy nie skrik of kwaad word vir hulle woorde nie. Selfs as hulle iets uiter soos ek wens dat dit was nie my skuld gewees dat Boetie weg is nie. Nou selfblamering is algemeen by kinders na trauma. En in daai oomblikke moet ons rustig kan antwoord, voel jy dis jou skuld? Ek is jammer jy dra daardie gedagte. Kom ons praat daaroor, my lief, want dit is nie jou skuld nie. En in daardie manier, daai rustig antwoord, draai jy nie na die kind toe en beskaam die kind omrede die kind ewen so gedagte het nie. En om op daai manier te antwoord in die rustigheid, het jy nou die geleentheid geskep om die wanbegrip reg te stel met liefde, in plaas van dat die kind stil bly uit vrees veroordeel. En dan moenie wag vir geleenthede vir koneksie nie, skep gereeld geleenthede vir koneksie, maak emosionele check-ins deel van jou roetine. Sommige gesinne vind dit help om byvoorbeeld elke aand aan tafel 'n ronde te doen van hoogtepunte en laagtepunte van die dag. Elkeen sê iets wat lekker was en iets wat hartseer of moeilik was. Dit gee kinders 'n taal en tyd om oor gevoelens te praat in 'n alledaagse setting, nie noodwendig net deur trauma of krisis nie. 'n Ander idee is om stories of boeke oor gevoelens saam te lees, of om te sê, kom ons teken vandag prentjies van hoe ons harte voel. Kreatiewe aktiwiteite maak 'n ruimte oop waar kinders indirek kan wys wat in hulle binnekant aangaan. En dan die belangrikste een wat ons almal nodig het en wat minste van ons groot mee geword het, is onvoorwaardelike liefde. So om onvoorwaardelike liefde te wys, sê en wys gereeld vir jou kind dat jy lief is vir hulle, maak nie saak wat nie. 'n Kind wat diep seer het, vrees soms onbewustelik dat hulle intense emosies of optrede maak dat hulle ouers minder lief is vir hulle. Herinner jou kind daaraan met woorde en met drukkies dat hoewel jy grense het oor spesifieke gedrag, jou liefde vir hulle onbrukbaar is. So iets eenvoudig soos, weet jy, ek is lief vir jou, al is jy kwaad of al maak jy 'n fout. Ek gaan altyd jou mamma, pappa bly. Bou aan daardie veilige fondament. Dit klink eenvoudig, maar dit gee die kind toestemming om foute te maak en gevoelens te hê sonder die vrees dat hulle verwerp gaan word of sal word. En hierdie is weer toepaslik in jou eie verhoudings sowel as die verhoudings met jou kind, is wees die veilige hawe. Dink aan jouself as 'n veilige hawe in 'n storm. Wanneer die kind 'n emosionele storm beleef, moet hulle weet hulle kan na jou toe kom vir beskerming.
Nie nog 'n storm van oordeel by jou kry nie. Praktiese beteken dit as jou kind baie ontroostbaar huil of kwaad is, jy bly fisies naby as hulle dit toelaat met 'n rustige stem. Ek is hier by jou. Jy is veilig. Haal asem met my. Selfs al praat hulle nie dadelik terug nie, selfs al reguleer hulle nie hulle asemhaling saam met jou op tyd nie. Jy is besig om te wys, my arms en my hart is oop vir jou. Ek stuur nie jou weg nie. Op die manier weet hierdie kind dan, op 'n diep vlak, my gevoelens is dalk wild, maar ek het 'n anker. Mamma of pappa of ouma is daar vir my. En dan laastens onthou dat jou eie voorbeeld ook die toon aangee. As jy as ouer oor jou eie gevoelens op 'n gesonde manier praat, byvoorbeeld ek was vandag beklemtoon by die werk en dit het my bietjie kort af laat raak. Jammer daaroor. Dis nie jou skuld nie. Ek was net deurmekaar. Nou voel ek beter wat ek gesels met jou. As jy dit leer jou kind deur voorbeeld dat dit goed is om te praat oor wat in hulle aangaan en dat emosies gehanteer kan word. 'n Veilige ruimte word geskep deur duidelik dit te wys. Hierdie huis is 'n plek waar ons mekaar se harte respekteer. Hier mag jy huil, lag, kwaad word en wanneer weer kalmeer sonder om bang te wees dat jy minder werd gaan gelaat voel word wanneer jy enigstens van daai emosies wys. Dit is 'n ruimte van liefde en begrip, nie oordeel en skaamte nie. Ek dink wat ek vandag besef is dat kinders se pyn dikwels stil skree net in 'n ander taal. As ouers, onderwysers en familie het ons die voorreg om die taal te leer verstaan, om te luister sonder oordeel en om te reageer met begrip eerder as straf. Wel, maar baie dankie vir jou kosbare tyd en dat jy vir ons lig gewys het op hierdie diep maar belangrike onderwerp. Dankie vir jou, Lindel. Dit was wonderlik om hier te kon gesels het. En ek hoop ons gesprek bring vir die ouers of die versorgers bietjie insig en hoop. En onthou, hoe meer jy weet, hoe meer kan jy genees. Baie dankie dat ek kon deel wees.